Goeiedag almal. Ja, en vandag is die dag. Ek groet julle almal hier uit die treinvenster waar ons die stasie van 2 Korintiërs 1 binnestoom. En ek kan Paulus al sien en ek hoor sy stem bo die geklik, klak, klik, klak van die trein se wiele op die spoor. Paulus is haastig, hy staan daar op die perron. Klim gou af mense en kom hoor vandag se goeie nuus. Die goeie nuus is dat God self troos ons. Onse Vader, maak ons harte vandag sag om ander mense te vergewe, soos ons ook vergewe is. Help ons om te vergewe soos U ons vergewe. Amen. En om Piet vra Paulus sommer so uit die vuis uit of hy net gou vinnig iets kan sê. Oom Piet is maar baie keer bietjie voorbarig, nee. Oom Piet is aan die woord en hy sê baie hard, sodat almal wat daar staan hom duidelik kan hoor. God is eerste, die een wat troos. Kom ek vertel julle vinnig hoe die dinge hier in Korinthe met Paulus gebeur het. Paulus en sy vriend Timoteus het vir die mense in Korinthe geskrywe oor hoe bang hy was in die provinsie Asië. Dit was nie net 'n bietjie moeilik nie. Hy het regtig gedink hy en Timoteus gaan sterwe. Hy het gevoel of iemand 'n doodsvonnis oor hom uitgespreek het. En in daardie donker plek het Paulus geleer om nie meer op sy eie planne en krag te vertrou nie, maar net op God wat selfs dooies kan opwek. Ja, en God het gekom. Hy het Paulus getroos, hom opgetel en hom gered. Daarom weet Paulus nou verseker, God is die Vader van alle ontferming en die God van alle troos. Opgewonde gaan oom Piet voort. Mense, hierdie hoofstuk is nie 'n teorie nie. Dit is 'n lewensles wat die Here ons leer. God troos ons nie net sodat ons net lekker en beter kan voel en dan maar net weer kan aangaan nie. Hy troos ons met 'n doel. Raai gou wat daardie doel is. Sodat ons ander mense kan troos met dieselfde troos wat ons ontvang het. As jy deur 'n moeilike eksamen, 'n gebroke huwelik of vriendskap of 'n siekebed is, en God draai jou deur, dan gee God jou 'n sleutel. Kan jy raai wat se sleutel dit is? Ja, daardie sleutel pas in iemand anders se donker kamer. Paulus sê ons lei saam en ons word saam getroos. Dit is hoekom ons vir mekaar moet bid, want wanneer baie mense bid, kom daar baie danksegging en dis wat Jolien nou vir ons gaan lees. Dankie Jolien. Jy kan nou voortgaan om vir ons 2 Korintiërs hoofstuk 1 te lees en ek vertrou die Heilige Gees om dit in ons geopende harte vandag vas te anker. Goeiemôre. Ons lees vanmôre die tweede brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs. Ek wil net graag sê dat ons moet onthou dat Paulus altyd onder moeilike omstandighede sy werk moes doen, want hy was in doodsgevaar meeste van die tyd en baie mense het ook teen hom, sy eie mense, die Jode, het teen hom gewerk. So, ons moet maar dit altyd in gedagte hou. Goed, ek begin. Die opskrif is opskrif en seëngroet. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en Timoteus, die broeder, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Akaia is. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Opperhoof, danksegging van Paulus vir die vertroostinge wat God hom geskenk het. Van vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.
Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself se vertrou nie, maar op God, wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Nog 'n oproep. Redes waarom Paulus sy besoeke aan Korinthe uitgestel het. Vers 12. Want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het, dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus. En in hierdie vertroue wou ek voor na julle kom, dat julle in tweede genade kan ontvang, en by julle langs deurgaan na Macedonië, en weer van Macedonië af by julle te kom, en deur julle voortgehelp te word na Judea. Het ek dan miskien ligsinnig gehandel, toe ek my dit voorgeneem het, of wat ek my voorneem, neem ek my dit voor na die vlees, sodat by my tegelyk is ja, ja en nee, nee, so waar as God getrou is. Ons woord tot julle was nie ja en nee nie, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timotheus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Maar ek roep God as getuie aan oor my siel, dat ek om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie. Nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap, want in die geloof staan julle vas. Nou ja, tot sover vandag. Dankie Jolien. Ouma kom stadig aangestap met krakende skoene en met 'n koppie rooibos tee in haar hande toe Jolien klaar gelees het. Ja, sy gaan sit op 'n bankie en sy begin praat. Sy sê vra met 'n liefdevolle glimlag op haar gesig. Ons het nou gelees. Wat het ons gehoor? Ons het gehoor God is nie ver as dit seer is nie. God is eerste by jou. Hy druk jou vas voor enige mens dit kan doen. En weet julle, wat is so mooi in hierdie gedeelte? As God jou eendag getroos het, toe jou ma of iemand siek was, of toe jy deur daardie matriekjaar is, dan kan jy volgende jaar vir 'n ander matrikulant sê, ek weet hoe jy voel, ek weet hoe dit voel, kom ek bid saam met jou. Moenie dink jy moet sterk wees nie. Jy moet slim wees. Jy moet die Here net aangeneem het. Dan kan jy hom hierdie dinge vra.
Leer net om te sê, Here, ek vertrou nie op myself nie, ek vertrou op U wat dooies opwek. Dis al wat ouma vanaand wil hê julle moet onthou. Nou ja, kom ons sluit af vir vandag met 'n wegneem gedagte. As julle vandag net een ding saam met julle vat, laat dit hierdie gedagte wees. God se troos kom nie altyd soos 'n groot wonderwerk met trompette nie. Partykeer kom dit stil, soos 'n hand op jou skouer, 'n gebed by die kombuistafel, 'n Bybelvers wat presies op die regte tyd oopval, of iemand wat sê, ek is hier vir jou. En wanneer die Here jou so getroos het, moet jy dit nie diep in jou sak bære nie. Gaan gee dit vir iemand anders. Jy het dit verniet in liefde ontvang. Gee dit dan verniet vir 'n ander. Sit langs iemand wat swaar kry. Luister sonder om hom aan te jaag. Bid sonder groot woorde en herinner hulle sag. Luister. God sê, God is nie klaar met jou nie. Ouma sê, my kind, God is nie klaar met jou nie. Hy is die God wat optel, dra en weer lewe bring. En ons sluit af. Here Jesus, U is die Vader van ontferming. Kom sit by ons aan die kombuistafel asseblief en troos ons harte soos U vir Paulus getroos het. Dankie dat U ons eerste troos, Vader, sodat ons ander ook kan troos. Leer ons om nie op onsself te vertrou nie, maar op U en op U alleen. Mag U daardeur verheerlik word. Amen. Bid vir die dag wat nog voor jou lê. Bid vir die pad waarop jou voete moet tree. Bid vir die krag wanneer jy moeg begin raak. Bid vir die hoop wat weer jou hart kom raak. Bid vir die mense wat jy liefhet vandag. Bid vir die vrede wat net God kan bring met krag. Bid wanneer die antwoord nog ver mag lyk. Want God se tyd is altyd perfek. As die wêreld sê, dit kan nie gebeur nie. Onthou daar is niks wat vir God onmoontlik is nie. Bid net aan, Moenie ophou glo, bid net aan. daar kom hulp van bo. Bid vir genesing, bid vir lig. Bid vir krag wanneer jou hart wil swig. Bid vir deure Om oop te gaan, bid vir seëning om vooruit te gaan. Bid al verstaan jy nie vandag, want God werk steeds met liefde en krag. bid vir die droom wat nog wag om te groei. Bid vir die saad wat God reeds besig is om te strooi. Bid vir die kind wat sy pad moet vind. Bid dat geloof diep in sy hart begin. Bid vir die huis waar jy vanaand gaan rus. Bid vir die storm wat God stil maak met 'n stem. Bid selfs wanneer die donker lank wil bly. Want lig kom altyd weer met die nuwe dag verby. Bid vir geloof, Wanneer twyfel kom, bid vir vrede wanneer die stormwind brom. bid vir liefde wat nooit ophou gee. Bid vir genade wat jou altyd dra en meer. Bid vir die wonderwerk waarvoor jy wag. Bid vir moed om op te staan met nuwe krag. Bid al sien jy nog nie die plan, want God kan meer doen as wat jy verstaan. Bid vir die siekes wat vandag moet veg. Bid vir die trane wat niemand anders sien in jou geveg. Bid vir die harte wat stukkend voel. Bid dat God weer alles nuut sal maak en heel.
Bid vir die hande wat swaar begin raak. Bid vir die mense wat voel niemand gee om of waak. Bid vir die een wat vanaand alleen sit. Dat hulle sal weet God het hulle nooit verlaat nie. Bid deur die trane, bid deur die seer. Bid deur die twyfel keer op keer. Bid deur die donker, Bid deur die nag. bid tot die son weer opkom met krag. Bid wanneer jy val. Bid wanneer jy staan, Bid wanneer jy nie weet hoe om aan te gaan. want berge beweeg en kettings breek. Wanneer God se kinders begin spreek. Bid net aan, Moenie ophou glo. bid net aan. Daar kom hulp van bo. Bid vir genesing, Bid vir lig. bid vir krag. Wanneer jou hart wil swig. Bid vir deur, Om op te gaan. bid vir seëning om vooruit te gaan. Betaal verstaan jy nie vandag. Want God werk steeds met liefde en krag. Bid vir die onmoontlike om moontlik te word. Bid tot jou geloof harder praat as elke woord. Bid en vertrou, Hy maak steeds 'n plan, want niks is onmoontlik vir God se hand.